Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saamseën terwyl ons vanmôre gaan kyk na deel 2 wat handel oor die gedagte: hoe kan ek seker wees ek is 'n kind van die Here, of hoe kan ek seker wees ek is wedergebore? Ek het vir u gesê dit is die vraag wat die meeste na my kant toe kom, want u sien is een van die belangrikste vrae wat ons kan vra en moet vra en van seker moet wees. Is ek 'n kind van die Here? En as ek vandag sterwe, sal ek in die heerlikheid van die Here wees. En hoe kan ek weet? Ek dink die woord gee vir ons baie duidelike riglyne. Ons het gister gekyk na die eerste 4 gedagtes. Hoe kan ek weet ek is 'n kind van die Here of ek is weergebore? Die vraag, wandel jy nou in die lig? Is jy gehoorsaam aan God se woord? Is daar 'n diep gewortelde haat vir sonde en is daar 'n liefde vir Jesus Christus en 'n wederkomsverwagting? Die 5de gedagte, ons is besig met die boek 1 Johannes, want uit die boek 1 Johannes is daar pragtige Bybelse riglyne om na te kyk. Die 5de gedagte, sien jy 'n afwaartse neiging in die doen van sonde? Dis 'n baie belangrike vraag wat vir onsself moet afvra en 'n toets wat ons moet aflê. Sien jy en ek 'n afwaartse neiging in die doen van sonde? 1 Johannes 3 vers 4. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem en geen sondes in hom nie. Elkeen wat aan hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig het hom nie gesien nie en hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, is hy die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die seun van die mens verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. U sien, dit gaan nie hier oor sondelose volmaaktheid nie, maar is daar hierdie afwaartse neiging in sonde. As jy sê jy is weergebore en jy bly met dieselfde liefde en dieselfde kapasiteit en met dieselfde passie die sonde doen, moet jy vir jouself 'n vraag vra. Is ek werklik 'n kind van die Here? Want Christus kom maak ons nuut. En die oomblik as hy ons nuut kom maak, is daar hierdie afwaartse neiging in sonde. Ons haat sonde, ons poog met alles in ons binneste om die sonde nie te doen nie. En daarom is dit 'n baie duidelike bewys, behoort ek aan die Here. Ag vriende, as jy nog steeds lief is vir die varkbakke van die wêreld, as jy nog steeds elke dag opstaan en dieselfde lewe leef en jou vrou nie sien nie 'n verskil in jou lewe nie, en jou man sien nie 'n verskil nie, en jou pa en jou ma sien nie 'n verskil nie, dan wil ek jou vra jouself die vraag af, ken ek werklik die Here? Ja, ons word meer bewus van ons sondigheid in die lig van God se heiligheid, maar as ook al hoe meer 'n afwaartse neiging, 'n wegbeweeg van, 'n versigtigheid om sonde te doen. Die volgende gedagte, het jy ander kinders van die Here opofferend lief. 1 Johannes 3:14. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ook ons lewe vir ons broeders af te lê. Wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met die woord of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Dit is my eintlik half vreesaanjaend as ek hoor hoe mense sê, ek gaan nie kerk toe nie want kinders van die Here irriteer my. Dit irriteer my om tussen ander kinders van die Here te wees. Dan wil ek vir jouself die vraag, dan wil ek hê met jou vir jouself die vraag afvra, ken jy werklik die Here? Want as die Here vir jou gesterf het, en hy het vir my gesterf en vir ander mense gesterwe, dan het ons iets in gemeen. Ons het dieselfde Vader, en ons het 'n liefde vir mekaar, alhoewel ons baie keer van mekaar verskil in temperament en persoonlikheid. Dan is hierdie liefde ook nie net, ek het jou lief nie, maar ook 'n opofferende liefde. As ek sien, een van my broers of susters kry swaar, dan is daar 'n hart van omgee en empatie teenoor hulle, en ek help hulle. Baie keer finansiëel, baie keer met die tydelike dinge, baie keer emosioneel, waar ek met hulle praat en 'n besoek gaan doen, om hulle te ondersteun en op te bou in die allerheiligste geloof. U kan Jakobus 2 vers 14 en verder gaan lees. Vriende, een van die toetse is, het jy ander kinders van die Here opofferend lief. 'n Volgende toets, ondervind jy gebedsverhoring in jou lewe. 1 Johannes 3 vers 21, geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Nou onmiddellik dink mense aan gebedsverhoring van, ek het gebid vir 'n kar en ek het 'n kar gekry en ek het gebid vir hierdie nuwe werk en ek het die nuwe werk gekry, en as dit u gedagte is, dan mis u eintlik maar die doel. Want die gebedsverhoring in my lewe is, meer heiligheid gee my, meer krag in gebed,
meer liefde vir U, Here, 'n groter begeerte na die redding van siele, 'n groter begeerte na heiligheid en die vrug van die Gees, en dan volg die res. U sien, wanneer ons kinders van die Here is, dan raak al hierdie ander dinge vir ons van minder belang. Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en die ander dinge sal bygevoeg word. Ek vra jou, word jou gebede verhoor en sien jy dit in 'n lewe van heiligheid voor die Here? Bid jy vir ander? Is daar 'n begeerte, vriende, dat die Here ook jou sal gebruik in sy diens en tot sy eer? 1 Johannes 5 vers 14 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Wat is die wil van God? Ons heiligmaking. Wat is die wil van God? Die redding van siele. Wat is die wil van God? Dat ons sal word soos ons Here Jesus Christus. Vers 15 sê, en as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Vriende, miskien is daar 'n krisis in jou lewe, miskien is daar vanmôre sonde in jou lewe, dan vra ek vir jou, bid daaroor, en vra die Here dat hy deur sy Gees ook jou gebed sal hoor, en dat hy jou lewe sal verander. En as daar ander dinge in jou lewe is, miskien 'n kind wat gered moet word, miskien 'n krisis by jou werk, miskien 'n finansiële uitdaging, miskien 'n siekteprobleem, lê dit voor die Here in gebed. En vriende, dank God ook dat hy ons antwoord. Ja, nie altyd antwoord hy ons ja, en hy gee vir ons wat ons vra nie. Partykeer is dit juis in die feit dat die Here ons deur hierdie krisis stuur, dat ons hom beter leer ken. En God verander nie altyd die omstandighede nie, maar ons as bidders, sodat ons dan in die omstandighede hom kan verheerlik. 'n Volgende gedagte is, ervaar jy die oortuiging, die teenwoordigheid en leiding van die Heilige Gees. 1 Johannes 3:24. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom, en hieraan weet ons dat hy in ons bly aan die Gees wat hy ons gegee het. 1 Johannes 4 vers 13. Hieraan weet ons dat ons in hom bly, en hy in ons, dat hy ons van sy Gees gegee het. Romeine 8:14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie 'n gees van slawerny ontvang om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Nou vriende, hierdie getuienis is nie heeltyd 'n stemmetjie wat vir jou sê jy's gered en jy's gered nie. Nee, die Gees van God wek hierdie begeerte deurgangs, daagliks in my siel, om meer te word soos Jesus, om uit te roep in gebed na God die Vader, om die woord te lees en te bestudeer en te gehoorsaam, om te wandel in die waarheid van God se woord. U sien, die Heilige Gees is juis die een wat in ons werk, om te wil sowel as om te werk na die welbehae van God. Iemand wat vir 'n maand of 3 die pad stap en later die Christelike godsdiens vaarwel roep, is iemand wat nog nooit die Gees ontvang het nie. As jy die Gees van God het, sal God jou in staat stel om in die maklike en in die moeilike tye, maand in en maand uit, 'n getuie vir hom te wees, 'n lewe te leef wat hom welbehaaglik is. En wanneer ek struikel en val, is dit juis die Gees wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis juis die Gees wat ons lei in die waarheid en ons uitbring by vergifnis, sodat ons ook genade kan ontvang, reiniging kan ontvang, en dan weer daardie stille vrede om te weet dat die beloftes in die woord is waar. As ek my sonde bely, is getrou en regverdig om my die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Ervaar jy hierdie werking van die Gees in jou hart, wat jou al hoe meer lei na die waarheid van die woord, want hy is die Gees van kennis en wysheid, wat ons lei in hierdie volle waarheid. Vriende, voorlaaste gedagte, besit jy geestelike onderskeidingsvermoë. 1 Johannes 4 vers 1 sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hy uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die Gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die anti-Christ waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wêreld is. U sien, hierdie onderskeidingsvermoë gee die Heilige Gees aan ons. Dis wanneer ons by die leuen uitkom, dat ons onmiddellik hierdie waarskuwing in ons harte, in ons wese ervaar, waar die Gees vir ons nou waarsku, dit is die leuen. En waar is die leuen, vriende?
wanneer mense min maak van Jesus Christus. Wanneer 'n kerk baie meer maak van die gawes van die Gees as van hierdie wonderlike God wat die gawes aan ons gee. Dis wanneer 'n kerk met vermaak en met musiek en met gawes besig is, maar nie met Christus besig is nie, dat jy moet vlug. 'n Kerk wat Jesus se goddelikheid uitdaag en wat sy woord minag. Vriende, die onderskeidingsvermoë is wat die Gees van God aan ons gee. Ek vra jou, het jy onderskeidingsvermoë of val jy vir elke wind van lering en jy letterlik soos 'n golf wat heen en weer deur die wind rondgedrywe word? Dis 'n rooi lig as dit in jou lewe waar is, want 'n kind van die Here het onderskeidingsvermoë. En dan die laaste gedagte wat die kersie op die koek is. Glo jy dat God se woord en die inhoud daarvan die absolute waarheid is? 1 Johannes 5 vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore, en elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Vriende, mense soek bewyse vir alles. Die kind van God glo die woord van God, nie omdat daar legio wetenskaplike, argeologiese en manuskripbewyse is, wat daar tans is nie, maar omdat God so gesê het. Ag, gaan lees die boek Hebreërs, die 11de hoofstuk, die geloofshoofstuk. Die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ek het nou die oggend wakker geword met hierdie woorde. Deur die geloof het Abel getuienis ontvang dat hy God behaag het. Deur die geloof het Abraham getuienis ontvang dat hy God behaag het. Deur die geloof het Moses, en so kan ons aangaan. Ek vra jou, glo jy God se woord? Om God se woord te lees, vriende, is asof God reg voor jou staan en hierdie woorde direk aan jou kommunikeer. Die betroubaarheid van die woord van God is die betroubaarheid van God self. Glo jy God se woord en die inhoud daarvan as absoluut die waarheid van die hart van God aan jou en my gegee. Vriende, hoe het u gevaar met die toets? Die vraag is, hoe het ek gevaar met die toets? Die 10 gedagtes, wandel jy nou in die lig? Is jy gehoorsaam aan God se woord? Is daar 'n diep gewortelde haat vir sonde? Is daar 'n liefde vir Jesus Christus en 'n wederkomsverwagting? Sien jy afwaartse neiging in die doen van sonde? Het jy ander kinders van die Here opofferend lief? Ondervind jy gebedsverhoring in jou lewe? Ervaar jy die oortuiging, teenwoordigheid en leiding van die Heilige Gees en besit jy geestelike onderskeidingsvermoë en glo jy dat God se woord en die inhoud daarvan die absolute waarheid is? Nou miskien gaan u nie 10 uit 10 vir hierdie toets kry nie, maar ek dink by elkeen van hierdie punte sal u kan sê, ek wil graag meer van hierdie waarheid in my lewe hê, maar ek kan sien, ek wandel in die lig. Ek kan sien daar's 'n groter gehoorsaamheid ensovoorts ensovoorts. Dan vriende, is dit 'n baie positiewe punt. Want ons almal bly groei in hierdie dinge. Maar die feit dat ek hierdie goed in my lewe teenwoordig sien, alhoewel dit hoe klein en gering is 'n duidelike teken dat ek aan die Here behoort. Daarom vra ek dat u vir die Here ook sal vra om hierdie waarheid vas te maak in u hart, sodat u kan sê, blye versekering, Jesus is myn. O, wat 'n vreugde, heerlik en rein. Ek is wedergebore, ek is rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede ook in my gemoed. Mag die Here ons seën, mag hy ons gebruik in sy diens en tot sy eer. Nou vriende, hier is ook die laaste oordenking vir 'n tydjie. Ons vertrek as die Here ons spaar môreoggend na Namibië, en dan gaan ons so 'n bietjie daar in Namibië wees, en dan gaan ons preek daar in Okahania en dan in Walvisbaai, en ons vertrou dat die Here ook vir ons sal gebruik en sal seën, en dat die Here ook die waarheid van sy woord in daardie deel van die land dan ook sal laat posvat, sodat kosbare siele gered kan word. Baie groete vir u, seën en 'n mooi dag verder. Tada.